and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before. Hi, ek is Blekker Nieuwoud en soos julle is ek ook in afsondering hier in die pragtige Cederberge, want soos die res van die wêreld word ook ek bedreig deur COVID-19. En jy's daarom wil ek vanoggend so 'n paar gedagtes met julle kom deel. Wanneer mense nou die Bybel lees, dan sien jy dat dwars deur die geskiedenis is God se volk ook deur verskillende dinge bedreig, soos die res van die wêreld. Het sy oorloë, het sy natuurrampe, virusse, siektes, soos nou in ons geval COVID-19. Dieselfde storms wat die wêreld daar buite tref, tref ook die kerk, die volk van God, God se kinders. Maar die groot vraag is, hoe kan ek en jy, as kind van God, hierdie krisisse in ons lewens oorleef? Hoe kan ons staande bly in hierdie bedreiging wat ons tans ervaar van COVID-19? Hoe kan ons positief bly? Hoe kan ons altyd hoop hê? Hoe kan ons altyd net eenvoudig opstaan en voortgaan? Ten spyte van al die onsekerheid en miskien ook die angs wat met hierdie hele COVID-19 gepaard gaan. Wanneer mense die Bybel lees, daar in Jesaja, staar God se volk, Israel en Juda, 'n geweldige krisis in die oë. Die magtige Assirië is besig om vir hulle te kom. Assirië, daardie groot magtige nasie, wat eenvoudig die wêreld oorgeneem het en wat nou ook kom vir God se volk, Israel en Juda. Hulle sou eenvoudig boor hulle geloop het, hulle heeltemal vernietig het. God se volk se broeke bewe. Benoude katte maak benoude spronge. En daarom het hulle letterlik orals gaan hulp soek, rondgeskarrel, rondgehardloop, op soek na antwoorde, op soek na oplossings. En so dan gebeur dat hulle selfs by Egipte gaan aanklop het om hulp. Egipte wat in daardie tyd ook 'n baie sterk nasie was, met 'n baie parate klomp soldate, met baie sterk wapentuig, met groot vinnige perde, 'n goed geoliede weermag. En Israel en Juda het gesê, as ons net vir Egipte aan ons kant kan kry, dan sal ons weerstand kan bied. Dan sal ons deur hierdie krisis kom. Natuurlik was dit vir God 'n geweldige klap in sy gesig. Want sy kinders kom soek nie hulp by hom nie. Hulle gaan soek nou hulp by die heidense Egipte. En nou stuur God vir Jesaja na sy kerk toe, na sy volk toe, na Israel en Juda toe. En sê vir hulle daar in hoofstuk 7 vers 9, julle sal alleen kan standhou as julle in die geloof standhou. Met ander woorde, julle gaan alleen hierdie krisis die hoof kan bied. Julle gaan alleen survive, julle gaan alleen kan cope as julle glo. 'n Mens hoor eintlik so in jou agterkop die woorde van Jesus daar in Johannes 14 vers 1, as hy vir sy disippels sê, moenie ontsteld wees nie, moenie angstig word nie, moenie bang word nie, glo in God, glo ook in my. Want die groot vraag is, wat is geloof? Geloof is nie 'n gevoel of 'n emosie nie. Dis nie 'n gebruik of 'n gewoonte nie. Dis nie 'n gawe wat ek het, of 'n krag of 'n mag wat ek besit nie. Bybelse geloof is altyd geloof in God. Bybelse geloof is altyd in gerigtheid op God, in kinderlike vertroue op God. Hebreërs 11 vers 1 sê so mooi, om te glo is om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien. Met ander woorde, ten diepste is geloof en oortuiging wat gegrond is, wat geplant is, wat gefundeer is in die woord van God en die wonderlike beloftes wat God vir ons in sy woord kom gee. Geloof is daar die diepe oortuiging, daar die sekerheid. Ek weet, God is aan my kant. Ek weet, ek het in God. En daarom, soos die profeet Jesaja in hoofstuk 40 sê, hoef ek nie angstig rond te kyk nie. Hoef ek nie rond te hardloop op soek na antwoorde, oplossings of hulp nie. Ek het in God, op wie ek kan vertrou. Na wie toe ek met vrymoedigheid kan gaan, en God wat ook bereid is om vir my te help.
Om die Here te vertrou beteken ten diepste om vir hom toe te laat, om vir jou te help. Om vir jou toe te laat, om jou te verlos, om vir jou te red. Net soos die drenkeling in die see, die lewensredder toelaat, om vir hom te gryp, om met hom uit te swem, om vir hom uit te neem, om vir hom te red, beteken vertroue om die Here toe te laat om jou te red. As my kinders my nie vertrou nie, dan kan ek nie vir hulle help. As die pasiënt die dokter nie vertrou nie, kan die dokter nie vir hom help nie. As die lidmaat die predikant nie vertrou nie, kan die predikant nie vir hom of vir haar help nie. Geloof is daardie oortuiging. Ek het in God. Hy is aan my kant en hy is die een wat my help. Ons kry die pragtige geval van Job. Job het alles verloor. Hy het sy besittings verloor. Hy het sy eiendom verloor. Hy het sy gesin verloor. Hy het sy familie verloor. Hy het sy huwelik verloor. Hy het sy vriende verloor. Hy het sy gesondheid verloor. Mens kan eintlik sê, Job het homself verloor. Hy sê so mooi daar, hy walg as hy aan homself dink. Hy het eintlik in 'n sekere sin ook half sy geloof verloor. Want Job vra, waarom? Wat is besig om te gebeur? Hoekom bevind ek myself op hierdie ashoop? Wat het gebeur? Wat het ek gedoen om hier te wees, waar dit nie vir my lekker is nie, waar ek nie wil wees nie? En terwyl hy so besig is om te dink, om as ware te filosofeer, en te wonder en te mediteer, maar wat het verkeerd geloop in my lewe? Lees ons daar in hoofstuk 19 vers 25, waar Job letterlik by vers 25 opspring van vreugde, as hy uitroep, ek weet nie, ek verstaan niks, maar ek weet, want ek weet, my verlosser leef. Job verstaan nie, maar hier diep in sy hart gloei daardie oortuiging. Hier diep in sy hart is daardie lig, wat sy hele wese binnekant tog verlig het, die oortuiging, ek weet, ek het 'n verlosser, en hy sal my help, want hy leef. Hierdie selfde oortuiging kry ons by Dawid, wanneer hy pragtige Psalm 23 skryf, en hy met volle oorgawe en oortuiging kan sê, die Here is my herder. Ek het niks meer nodig nie. Ek kom niks kort nie. Hy lei my. Hy bring my by die stille waters van vrede. Hy bring my by die weivelde van hoop. Hy gee vir my nuwe krag. Die Engelse Bybel sê so mooi, he refresh my soul. En al stap ek dan deur die dal van doodskare, wie sê so mooi, al bevind ek myself in die donker dieptes van die lewe, ek sal nie bang wees nie, want in my hart gloei daardie oortuiging, dat God by my is. Want ek weet God, sy herdernaam is ook sy Immanuel naam, God by my, en daarom sal ek nie bang wees nie. Hierdie selfde oortuiging kry ons by Paulus. As Paulus dan in Romeine 8 vers 31 sy sogenaamde loflied sing, sy loflied skryf, dan kom hy daar met hy wonderlike oortuiging ten spyte van slegte omstandighede. En Paulus kom nie daar en sê, maar dit voel vir my asof die Here by my is nie. Dit voel vir my asof hy in sy liefde my nooit sal verlaat nie. Hy kom en hy sê so mooi, hy sê ek is hiervan oortuig. En dan praat hy van nare ding, hy praat van hoogte, hy praat van diepte. Hy praat van bose magte. Hy praat van engele. Hy praat van dienswoordige dinge. Hy praat van toekomstige dinge. Hy praat van die swaard. Hy praat van genaaktheid. Hy praat van honger. Alles dinge wat Paulus aan sy eie lyf gevoel, in sy eie lewe ervaar het. Want dan kom en hy sê, maar ek is hiervan oortuig, dat niks in die skepping, dat niks in die lewe vir ons kan skei van die liefde wat God vir ons het in Christus Jesus. Vers 31 sê so mooi, hy sê, as God dan vir ons is, wie kan dan teen ons wees? Hierdie selfde oortuiging het ons gekry by een van die grootste teoloë van die vorige eeu, Karl Barth. Karl Barth is een van die teoloë wat die meeste boeke geskryf het, en hy was net 'n ongelooflike teoloog, en hier aan die einde van sy lewe het hulle 'n perskonferensie met hom gehad. En die journalist het vir hom allerhande vrae gevra, en so heel teen die einde van die perskonferensie het 'n journalist vir hom gevra, Dr. Barth, kan u in enkele sinne vir ons opsom die grootste waarheid wat u ooit ontdek het in u loopbaan as teoloog? Die grootste waarheid in verband met God, wat u vir ons in 'n neutedop kon saamvat, wat u ontdek, wat u ondervind het. Al die journaliste het hulle penne gegryp, want nou gaan iets dieps, uit iets groots, hier uit die hart
van Karl Barth tevoorskyn kom. Karl Barth het vir 'n oomblik stilgesit en stilgebly. En toe antwoord hy. Hy sê die grootste waarheid wat ek ooit in my lewe ontdek het ek reeds ontdek as 'n 4 jaar oue seentjie, toe ek gesit het op die skoot van my moeder. Want sy het vir my geleer, Jesus min my salig lot. Dit leer my die woord van God. Al is ek ook swak en blind, nogtans noem my sy kind. Hy het gesê, dit was die oortuiging van my lewe, en dit is hierop waar ek my hele teologiese werke gefundeer en gebaseer het. Paulus sê so mooi, Romeine 8:31, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Is God vir ons? Verseker sê Paulus, want die bewys is, dat hy sy seun vir ons gegee het, om vir ons te sterf. Sal hy dan nie ook daarmee saam, vir ons alles gee, wat ons nodig het nie? Vriende, ons is in lydenstyd. Ons is op pad na Goeie Vrydag. Ons sien voor ons die kruis van Jesus. En die kruis van Jesus se boodskap is, God is liefde. Die kruis van Jesus se boodskap is, ons kan maar die man vertrou, wat vir ons aan die kruis gesterf het. So in hierdie tyd, ons almal het lekker, baie tyd tot ons beskikking, gaan en maak nog vandag vir jou 'n kruis. Ek gaan dit ook doen. En hang die kruis teen jou muur, plant hom daar in jou tuin, en kyk na die kruis en weet, God is vir my, wie kan teen my wees? Onder die bloed van Jesus is ons veilig, verseker van sy verlossing, sy saligheid, en dis juis op die ritme van die kruis, wat ons met hoop en met moed, die toekoms, ook die COVID-19 tegemoet kan dans, omdat ons weet, my verlossing leef. Dis my oortuiging. Ons Hemelse Vader, wil U gee dat ons juis in die tyd met oortuiging sal kan sê, ek weet want ek weet my verlosser leef. Sy herdernaam is ook sy Immanuel naam. Hy is by my, ongeag die donkerte van die dieptes, ongeag die gevaar van die hoogtes, ongeag die swaard, die toekomstige dinge, die dienswoordige dinge, want niks kan my skei van sy liefde nie. Leef vir ons Heilige Gees om die woord te vertrou en help vir ons om in hierdie tyd te fokus op die kruis van Jesus, sodat ons die innerlike vreugde en vrede en kalmte van die Heilige Gees in ons eie lewens kan ervaar en kan beleef. Jesus, aan U al die eer. Amen. Crucified, lay behind a stone. You live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Above all powers,